Jy luister na Impak. Die FSA-kongres steun nie president Donald Trump se begrotingsbesnoeiings aan die ruimtenavorsingsliggaam NASA nie. Die Withuis het in sy federale begrotingsversoek vir 2026, wat verlede jaar vrygestel is, slegs $18,8 miljard aan die ruimteagentskap toegewys. Dit is 'n afname van 24% teenoor die vorige jaar se befondsing. En om meer hieroor te weet, kom sluit ons nou aan by Dr. Roan Steyn van die Sentrum vir Ruimtenavorsing verbonde aan die NWU. Goeiemiddag, Roan. Goeiemiddag, Estie. Kom ons begin net by hierdie besnoeiing wat plaasgevind het. Waar staan sake tans? So Estie, in 2025 was die totale begroting van NASA 24,8 miljard Amerikaanse dollar. En daai is nou gesnoei soos wat jy genoem het tot omtrent 18 miljard Amerikaanse dollar. En daardie sny is geweldig, want wat 'n mens moet verstaan is, as mense na die opbreek van daardie begroting gaan kyk, sal ons sien dat sekere programme of sekere rekeninge, soos wat hulle noem, binne in NASA, dalk miskien 100% van hulle begroting kry in 2026, en miskien selfs hulle verkenningsrekening, dit sluit nou die Artemis program in, het selfs 120% van hulle begroting gekry. Maar ander rekeninge, soos die planetêre wetenskapsrekening of die wetenskapsrekeninge in totaal, is amper met 75% gesnoei. So dit beteken dat as 'n mens moet nie net kyk na die 6 miljard Amerikaanse dollar wat hy mee gesny is nie, daar is sekere rekeninge wat tot en met $0 gesny is, soos byvoorbeeld die sogenaamde STEM-program. Dit is nou waar NASA na hoërskole toe gaan en na universiteite toe gaan, waar hulle wiskunde Olimpiades hou om die beste studente te identifiseer wat die beste werk vir NASA kan kom doen, en daardie program is tot 0 gesny. Wat ons nou wel oor gelukkig is, en waar ons bly is dat daardie voorgestelde begroting is nou nie goedgekeur nie, en nou is daar net 'n 400 miljoen Amerikaanse dollar sny reg oor alle rekeninge het plaasgevind. So dit beteken dat die finale begroting staan nou op 24,4 miljard Amerikaanse dollar, as ek dit nou reg kan onthou. Elke liewe rekening het 'n klein bietjie gesnoei, maar dit is nie daardie verskriklike groot gat wat in die rekening of in die NASA begroting oorbly, soos wat ons laas jaar gesien het wat voorgestel is. Jy het nou kernprogramme genoem wat direk geraak is daardeur hier op voetsoolvlak, letterlik by die programme wat ruimte navorsing bevorder vir die toekoms. Watter invloed het hierdie sny wat nog steeds aan die begroting aangebring is op NASA? Gelukkig is die voorgestelde sny nou is so klein dat ek weet nie of dit dalk miskien 'n strategie was van die Amerikaanse regering van die begin af om NASA en die hele NASA bedryf so groot die skrik op die lyf te laag, dat 'n 400 miljoen dollar sny is nou eintlik maar kleinskappies. So ek dink NASA sal definitief nou hulle programme nog steeds kan laat voortleef. Daar is wel sekere programme wat nou geprioritiseer word, soos byvoorbeeld die Nancy Grace Roman teleskoop. Dis 'n wye hoek teleskoop, dink aan die James Webb ruimteteleskoop, maar die wye hoek weergawe daarvan. En dan is daar die Dragonfly program wat geprioritiseer word. En dit is basies 'n ruimtelike hommeltuig wat na Titan toe gestuur word om op verskillende plekke van die maan Titan te gaan land, om dan geologiese en chemiese wetenskap te laat plaasvind. Die een program wat nou wel in die slag gebly het, is die Mars program waar rotse van Mars teruggebring word aarde toe. Die Perseverance verkenningstuig wat op Mars is, het wel al hierdie rotse bymekaar gemaak en amper, kom ons sê, in sy kattebak gesit as dit ware, maar daar is nou nie 'n program om daardie klippe of sogenaamde, kom ons noem dit maar monsters, te gaan haal op Mars nie. En dit sal nou maar verder iewers af in die toekoms moet gebeur, of net op 'n ander manier. So daardie rotse moet nou maar op 'n stapeltjie eers wag. Hulle moet nou maar eers 'n klein bietjie wag. Het hierdie begroting enigsins 'n effek op Suid-Afrika?
en ons navorsing? Ja, daar is geweldig baie universiteite in Suid-Afrika wat kontrakwerk doen, akademici wat indirek aan NASA-projekte werk. Die Sentrum vir Ruimtenavorsing by die Noordwes Universiteit is geen uitsondering nie. So almal op plaaslike bodem is maar baie bly dat daardie begroting is het nou 'n bietjie meer genormaliseer. Is dit net so ten slotte, ek dink dit is baie belangrik vir ons luisteraars om te verstaan wanneer ons oor die NASA begroting gesels, dan moet ons in ag neem dat hierdie begroting is nie 'n klomp kontant wat uitgedruk word en dan word dit in die ruimte ingelanseer nie. Wanneer daar 'n 6 miljard Amerikaanse dollar sny plaasvind aan NASA se begroting, is dit 'n sny aan salarisse. Dis die salaris van hoogs gespesialiseerde wetenskaplikes wat vir dekades saamwerk. Daar's omtrent 18,000 permanente mense wat vir NASA werk, federale werknemers, maar daar's omtrent 300,000 mense wat indirek vir NASA werk net in Amerika self en nog duisende ekstra mense wêreldwyd wat vir NASA werk. So wanneer dit mag dalk soos astronomiese bedrae klink wanneer ons praat oor 24 miljard Amerikaanse dollar, maar dit is salarisse, dit is pensioene, dit is die bevordering van ruimtewetenskap en almal trek voordeel daaruit op die aarde. Daardie geld word op die aarde spandeer en dit is hoekom dit so belangrik is dat daar nie so drasties gepeter word met die begroting van NASA soos wat politieke winde links en regs waai nie. Dit is dan Dr. Roan Steyn, ruimtefisikus verbonde aan die Sentrum vir Ruimtenavorsing aan die NWU.